Nee, baie dankie. Ek praat vanaand oor Afrikaanse doods in swart metaal. Nou gaan verduidelik wat dit is. Later. Ek het in 2011 'n artikel by Literatuur Akademies gepubliseer oor Afrikaanse ekstreme metaal, wat ek ook net nou gaan verduidelik. Maar dit is natuurlik baie lank terug en daar het geweldig baie op die toneel gebeur sedertdien. Maar daar was nie eintlik baie studies daaroor nie. En beide Banks en Howard wat boeke geskryf het met 'n groot Afrika fokus oor die ekstreme metaal toneel. Hulle werk baie oorsigtelik met Afrikaanse ekstreme metaal. So ek gaan eintlik maar net vir julle vertel wat daar is. Ek gaan vir julle 'n paar klankgrepe speel en ek is onder geen illusies nie. Ek dink meeste van die mense in hierdie gehoor gaan al die musiek wat ek vanaand vir julle speel uiters afstootlik vind. Maar ek speel dit terwille van kennisname. Ek kan nou net 'n bietjie historiese agtergrond. Swaar metaal ontstaan in die laat 60s en die twee primêre groepe is Led Zeppelin en Black Sabbath. Dis Black Sabbath wat daar regs is met Ozzy Osbourne wat nou dag oorlede is. Nou beide groepe het 'n swaarder klank ingebring, maar ook hulle het ook donkerder temas gesing, byvoorbeeld die okkulte. Dis ook hoekom ek Coven daar noem. En Coven het 'n baie ligte klank gehad, maar hulle het oor baie donker goed gesing. En hierdie gebaar wat sinoniem geword het met swaar metaal het moontlik begin by Coven. Nou in die mid-70s ontstaan die new wave of British heavy metal. Dis groepe soos Saxon, Def Leppard, Judas Priest en Iron Maiden. En hulle het die tempo versnel en meer energie in die genre ingebring. Dan in die 80s groei swaar metaal en hy vertak in klomp verskillende rigtings en twee van die belangrike vertakkings om van kennis te neem is aan die een kant het jy ligte metaal, so ligte swaar metaal. Dis groepe soos Motley Crue, Poison, Van Halen, Def Leppard. Dis die groepe waarvan mense al gehoor het, hulle is die kommersiële groepe, hulle is die groepe wat op die radio gespeel word. Dan is daar die ander kant. Dit is ekstreme metaal. Nou ekstreme metaal, hulle sing oor donker onderwerpe. Dis dwelmmisbruik, moord, volksmoord, reeksmoordenaars, geestesongesteldhede en dan satanisme. Nou op daai punt moet ek net noem dat die oorgrote meerderheid van hierdie groepe lyk so sataniste, maar hulle is nie sataniste nie. Dit klink vreemd, maar mense wat my ouderdom is en bietjie ouer, onthou dalk die satanisme paniek in Suid-Afrika in die laat 80s, vroeg 90s, mense soos Rodney Steele. Dit was 'n reaksie op hierdie musiek en dis presies die reaksie wat hulle wil hê. Hulle gebruik die beeld van Satan om mense te skok. En dit werk baie goed, dit het gewerk in Suid-Afrika, dit het gewerk in Noorwe, het gewerk in Engeland, Amerika ensovoorts. Maar dit is eintlik net 'n moedwilligheid. Ek praat dit nie goed nie, ek sê net, julle katte is veilig. Nou die groep wat hier so regs is, dit is Marduk. Hulle is 'n Sweedse groep. Hulle is so tussen Sweedse doodsmetaal en swart metaal. Hulle musiek klink so wat hulle lyk. Ek het gesien optree in Londen, hulle klink so. Ek gaan hulle spaar. Ek ken in Suid-Afrika begin swaar metaal in die vroeë 80er jare. Die eerste groep was Black Rose. Ek dink dit is 1982, 81 gestig. En dit is baie interessant, want ten spyte van die kultuurboikotte, ten spyte van die sanksies en ten spyte van die greep wat die nasionale party op die gemeenskap gehad het, ontstaan swaar metaal in Suid-Afrika na 'n bitterkort gaping nadat dit in Brittanje ontstaan het of in die res van Europa. So het nog steeds deurgekom. Dan wil ek 'n ander groep ook net uitsonder daar, Voice of Destruction. Dis een van die latere albums daar. Terloops, julle kan sien, dis boos, dis rooi, dis kobbie, dis horings. Dis die swaar metaal estetika. Ek gaan terugkom na Voice of Destruction toe.
Dan in die 90er jare is daar spulnuwe groepe wat kom. Daar wil ek uitsonder Trist. Daardie prentjie daar regs is my eie unofficial fan club kaart. Jy kan sien dit kom uit 'n huiswerkboekie uit met 'n dubbelrekperiode. So, dit is my hoërskool. Dan Diversion onder Doodsmetal. Dit is ook belangrik, ek gaan terugkom na hulle toe. Grindcore is 'n genre wat baie na aan doodsmetal is en daar was grunge die belangrike groep in Suid-Afrika in die 90er jare. En dan met swart metal sien julle sommer 'n reeks groepe daar. Weer eens 'n baie kort gaping tussen wanneer swart metal ontstaan in veral Brittanje en Noorwe en neerslag vind in Suid-Afrika. Daar wil ek Nocturnal Dominion uitsonder. En Nocturnal Dominion, Trist en Diversion is natuurlijk allemaal Bloemfontein groepe. Dus moet nie Bloemfontein onderskat. Oké, so die heel eerste Afrikaanse extreme metal opname vind ons op VOD se Bloedrivier album. Nou alhoewel die album se naam Bloedrivier is al die liedjies Engels, behalwe een JMSP wat hulle sê instrumenteel is, dis nie instrumenteel nie. En op die heel laaste liedjie het hulle 'n paar Afrikaanse lirieke gebruik ook. Ek gaan 'n stukkie van hom vir julle speel. Dan het Diversion ook op hulle 2001 Victimized album 'n herskrywing van Worsie Visser se Boesmanland opgeneem. Daardie TM kan jy nou ongelukkig nie sien daar nie. Ek gaan veel beskryf dan. Dis 'n boosstiklose dame met 'n geweer wat staan en skiet. En eintlik vat dit nogal vir my die estetika van die hele swaar metaal wêreld mooi saam. Jy kry altyd daai vreemde skrifvorme en tiete en gewere. Iewers langs die pad in 'n video of op 'n TM of op 'n album gaan jy tiete en gewere kry of beter nog 'n swaard. Die titel is regs op hulle is. Oké, dan gaan ek vir julle 'n stukkie van JMSP speel. Ek kan net noem, ek het nie die onderskrifte gedoen daar nie. Ek weet hoe om hoërskool te spel. Ja, so hierdie tipe klank, hierdie tipe taalgebruik in Afrikaans is iets wat lank voor Angie Owl ontstaan het. Dan die eerste twee vollengte extreme swaar metaal albums wat verskyn al twee in 2007. Een deur Kobus, die ander deur Insek. Nou Kobus ontwikkel uit Voice of Destruction uit. VOD se hoofsanger Fransjo Breitenbach-Blom, hy stig Kobus in 2000 saam met Theo Kraus van Springbok Musicals. En hulle het dan twee ander albums opgeneem wat baie vreemd is, dis hulle Hoenderman wêreld. Maar toe bring hulle die swaar metaal album in 2007 uit, sedertdien hulle Drankduivel uitgebring. Nou, Insek ontwikkel weer uit grunge uit. Dis baie moeiliker om na Insek te luister as na Kobus. Maar ek bedoel op Piet Meyers album met hulle liedjie Satan is liefde. Ek verstaan dit nie, maar laat ek vir 'n stukkie speel van Drankduivel. Altyd feeste klap. Ek kan vrouens nie bevredig nie, my voel lang altyd pap, maar is gelukkig in die bottel oor het op. Gaan net bly en as die bottels allemaal leeg is, dan net 2 keer soveel kry.
Ja, baie kleurvolle uitbeelding van drankmisbruik daar. Nou Kobus is eintlik 'n redelike ligte groep. Van hier af gaan dit erger. Ons het 'n hele paar Afrikaanse doodsmetaalgroepe wat behoorlike doodsmetaal is. Hier is die wat ek tot nou toe kon vind met hulle eerste vollengte opname of andersins enigste opname. En jy kan sien die datums daar, dit is onlangs. Mind Assault, Kadaver Dialoog, Beeldenstorm, Voltemade, Instrumental. Jong groepe. Ek gaan vir julle 'n stukkie van Mind Assault speel. Hulle neem gewoonlik in Afrikaans en Engels op. Het begin 2008, maar hier is dan nou Mag Verkrag van hulle heel nuutste album af. Dan sien jy zo'n klein bietjie zwaarder. En ons het zwart metaal ook in Afrikaans. Nou moet ek net noem dat zwart metaal is die mees extreme vorm van extreme metaal. Dit is soos as jy omtrent niemand kan daarna luister nie, niemand is veronderstel om half daarvan te hou nie. So die eerste opname wat ek kon vind, is 'n demo genoemd Vieslik van 'n groep genaamd Frontgod. Ek kry geen verdere inligting van hulle nie. Ek kan nie die lirieke uitmaak nie, maar ek kan die titels uitmaak en dit gaan ek nie herhaal in ordentlike geselskap nie. Dan in 2005 het Nahul Drome van Rebellie en Bitter Einde opgeneem. Nou ek het net nou genoem van Nocturnal Dominion, die Bloemfonteinse swart metaalgroep. So na hulle opgebreek het hulle hoofsanger Luan sy naam omgedraai, Luan Nahul, en in Afrikaans begin sing. So ek gaan vir julle 'n stukkie van Drome van Rebellie speel. Ek seker min mense hier het al swart metaal gehoor. Wel, hier is dan nou in Afrikaans. Daar het sedertdien 'n hele paar swart metaalgroepe ontstaan. Volkmag is die groep wat die meeste opgeneem het, maar Volkmag en Krygsmag is nasionaal-sosialistiese swart metaal, wat dan weer so klein subgenretjie binne swart metaal is, wat nou binne ekstreme metaal is en alles. En dis natuurlik 'n uiters problematiese subgenre. Terloops, sommige van hulle albums is in Rusland uitgegee. Dit is 'n heeltemal ander storie daar.
Dan krygsmag lyk ook vir my nasionaal-sosialistiese swart metal. Dan is daar 'n paar ander vreemde groepe. Skatana Web is op hierdie stadium die sigbaarste groep. Hulle musiek is op Spotify, op Apple Music. Hulle doen optredes, hulle het 'n lewendige Facebookblad. Hulle sing ook in Engels. Dan Ominous Reflections, dis hulle omslag wat julle daar reg sien. Hulle beskryf hulle lirieke as theïstiese satanisme. En dan Slagbees is weer Nahul in 'n nuwe gedaante. Hy het King Diamond se Am I Evil, wat mense miskien ken as Metallica se Am I Evil, in Afrikaans vertaal as boosaardig. En sover ek weet is dit die enigste vertaling van buite af in Afrikaans. Ja, dan laaste gedagtes. Hoekom noem ek vir mense hiervan? Wel, in die eerste plek was daar van tevore oproepe dat lirieke ingesluit moet word in studies van die Afrikaanse poësie. En mense gaan dan gewoonlik na Valiant Swart, Anton Goosen, Volker Polisiekar, Piet Botha. En ek sê net, moenie vergeet van ekstreme metaal. Hulle het soms 'n baie unieke manier om gedagtes te verwoord. Ek dink aan Kobus wat sing die reënboog is rooi, deurweek met bloed op die horison agter die begrafnisstoet. Wat 'n baie mooi manier is om te sê hoe gewelddadige misdaad die droom van die nuwe Suid-Afrika vernuweer. Nou, so daai tipe goed gaan jy daar vind en dis ook 'n mens moet kennis neem daarvan en nie vergeet daarvan nie. Daar gaan natuurlik beter en swakker lirieke ook wees. En dan die laaste punt, hierdie man hierso is dis Daniel van Skatana Web tydens 'n vertoning. Nou dit is die ekstreme uithoek van Afrikaanse musiek. Nou dink net vir 'n oomblik, wat is jou prentjie van Afrikaanse musiek? En dink of dit pas hierby. By die woord van die saak nie. Dit ondermyn die stereotype. En ek hou daarvan as stereotypes ondermyn word. Dis my persoonlike opinie. Dankie.